van vandag. Wie is Jesus vir jou? Halleluja. Jy sien, Jesus het opgestaan uit die dode uit. Want die lewe van God is in hom. Halleluja. Hy is lewe. Hy verteenwoordig, my liewe suster, alles wat lewe is. Amen. In hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Ek en jy, my broer en suster, is lewende getuienis, omdat Jesus leef. Gaan hy nie net eendag ons liggame aanraak en nuwe lewe bring nie. Hy raak nou al steeds op hierdie oomblik jou geestelike lewe aan. Prys die naam van die Here. Hy is vir jou, wie kan teen jou wees? Want Jesus is die weg, die waarheid en hy is die lewe, halleluja. En sonder Jesus, sonder sy leiding, is ons op pad hel toe. Hoor wat ek jou sê vandag. As jy nie die lewe van Christus in jou het nie, is jy op pad hel toe. Word wakker, my liewe broer en suster. Soek die lewe van die Here in jou. En daar is net een manier hoe jy in die hemel gaan opeindig. En dit is dat jou naam in die boek van die lewe geskryf gaan staan. En hoe gaan ons dit doen? Deur geloof in Jesus Christus, halleluja. Want hy alleen is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak en jou naam daarin te skrywe, halleluja. Wie is Jesus vir jou? Kan ek jou vra vanoggend? Is Jesus die Alfa en die Omega van jou lewe? Openbaring 22 vers 13 sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Dit is die Here Jesus wat al hierdie dinge sê. Halleluja! Jy sien, alles het by Jesus begin. En alles gaan eindig by hom. Want hy is die eerste en die laaste. Alles is deur hom geskape. Weet jy dat God tyd ook geskape het? Tyd, daai kosbare kommuniteit wat ons as mens kan hê. Hoe sê ons almal altyd? Pastoor, die tyd vlieg. Weet jy, dis al April maand. Al die 4de maand van die jaar 2026. Ja, wanneer jy jonk is en jy is nog jonk, dan sê jy, ag, pastoor, ek sal my lewe regmaak met die Here, want daar's nog baie tyd. Kan ek jou 'n bietjie wakker skud? Tyd vlieg. Tyd gaan soos 'n oogblink verby. En dan voor jy kan kry, is jy oud en getroud. Jy dink nog, daar's tyd. Jy dink nog, ek gaan nog al hierdie dinge doen. En voor jy kan kry, is jy oud en getroud. My liewe broer en suster, vat daai tyd wat die Here tot ons beskikking het en spandeer so 'n bietjie meer tyd in sy teenwoordigheid. Want as jy nie nou is hier op aarde, tyd met die Here spandeer, hoe wil jy dit eendag in die hemel doen? Want daar gaan tyd nie vlieg nie, ek sê dit nou vir jou. Tyd is lank in die hemel. Op aarde het ons net 'n sekere tyd, party langer as ander, om ons saak met die Here reg te maak. Jy kan ook nie vandag sê, Jesus, weet jy, is die Alfa en die Omega van my lewe. Jesus, jy is die begin en die einde van alles wat ek doen nie, en jy spandeer die tyd met hom nie. Hoe kan nou so dubbelsinnig wees? Jy gee nie jou kosbare tyd om in sy teenwoordigheid te spandeer nie. Jy het tyd vir alles in hierdie lewe, maar jy het nie tyd saam met Jesus nie. Weet jy wat? As jy nie eens nou kan tyd saam met hom spandeer nie, dink net hoe lang gaan die hemel dan wees. Waar gaan jy wees? Kom ek sê, jy gaan nie in die hemel wees, jy gaan in die hel wees. Dus tyd is baie kosbaar, maar tyd om af te staan aan Jesus, die koning van die konings, is kosbaarder as ooit. Daar is soveel mense wat gedink het nog hulle tyd, toe word hulle weggevat, deur die dood weggeruk, en nooit weer het jy 'n geleentheid nie. Dis soos water onder deur 'n brug.
As 'n minuut verby is, as 'n uur verby is, as 'n dag verby is, is hy verby. Jy kan dit nooit weer terugkry nie. Omdat God alles geskaap het, behoort alles aan. Ons lewe, onthou ons het verlede keer gesê, die asem van die lewe is in ons geblaas. Ons geld, ons besittings behoort aan hom. Ons is maar net rentmeesters om dit te hanteer hier op aarde. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Gebruik jy hierdie wonderlike gawes wat die Here vir jou gegee het reg, soos wat sy wil is? Hoe leef jy met die wonderlike lewe wat die Here jou gegee het? Hoe leef jy met die asem? Sing jy van sy grootheid? Sing jy van sy goedheid? Praat jy met die asem wat die Here jou gegee het? Lewe of spreek jy dood? Leef jy tot sy eer, my liewe suster, of leef jy vir jouself? Dis vrae wat deur jou kop moet gaan. As jy wil sê, God is die Alfa en die Omega in my lewe. Hoe leef jy met die voorspoed en talente, die gawes wat God vir jou gegee het? Leef jy in sy koninkryk, gee vir sy koninkryk, bring jou offers vir die Here, vir die geestelike voedsel wat jy kry. Want waar jou hart is, daar sal jou skat wees. En nou wil ek jou vanoggend vra, waar is jou hart? Waar is jou hart? In die wêreld of is dit by God? Jy kan nie sê, hy is by Alfa en Omega, en jy doen nie wat God van jou verwag nie. Sê bietjie Alfa, Omega, ek doen wat God van my verwag. Prys die wonderlike naam van die Here. Wie is Jesus vir jou? Kan jy vanoggend, hoor mooi, kan jy vanoggend opreg sê, soos wat koning Dawid in die Bybel gesê het, in Psalm 23, die Here is my herder, amen, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus lei my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam te wil. Al gaan ek in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, die stok en die staf behoed my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot die einde van die dag. Hierdie is nie net 'n mooi psalm nie. Hierdie is nie net 'n wonderlike psalm nie. Hierdie psalm het groot waarde, veral in die tyd waarin ons lewe, my liewe broer en suster. Dis nie net leë ou woordjies nie. Dit is kragtige woorde. Dis lewegewende woorde. Dis woorde van geloof, my liewe suster. Dis woorde wat lewe spreek. Hierdie woorde is woorde wat lewens verander. Halleluja. Dawid kom en hy sê die Here is my herder. My herder. Sê bietjie my herder. Hy sê dit uit sy hart uit. Hy roep dit uit, my liewe suster. Hy bedoel wat hy sê. En wanneer hy dit sê, kom daar, halleluja, so 'n bietjie nuwe lewe in sy hart in. Prys die naam van die Here. Dan kom so 'n bietjie lewe in sy lewe in. Halleluja. Want hy het gekom op 'n plek in sy lewe waar hy die keuse gemaak het. Hy het die besluit gemaak dat niks meer vir hom saak maak as die Here self nie. Halleluja. God is sy Alfa en Omega. Sy begin en die einde. Sy opstaan en sy slaap. Dit gaan alles oor Jesus. Halleluja. En dan kom Dawid en hy spreek nog meer lewe. Hy sê, niks sal my ontbreek nie. Wil jy dit jy hardop sê vanoggend nie? Niks sal my ontbreek nie. Weet jy wat beteken hierdie kragtige sin? Dink bietjie mooi, lewe sal my nie ontbreek nie. Gesondheid sal my nie ontbreek nie. Liefde sal my nie ontbreek nie.
Vrede sal my nie ontbreek nie. Kan ek aanhou? Krag sal my nie ontbreek nie. Oorwinning sal my nie ontbreek nie. Oorvloed sal my nie ontbreek nie. Ek sal genoeg van alles in die lewe hê. Prys die naam van die Here. Is dit nie wonderlik? Een sin wat lewe spreek in jou hele lewe in nie. Ek glo dit. Ek spreek dit. Ek roep dit uit oor my lewe. In die oggend voor ek opstaan en my dagtake aanpak, dan behoort jy dit te sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. In die dag, terwyl ek die lewe, dat ek lewe dit tot eer van God, dan spreek ek dit in die aand, wanneer ek op my bed lê, voor ek aan die slaap raak, dan sê ek, niks sal my ontbreek nie. Ek roep dit uit in die lug, halleluja. Ek sê dit uit dat almal kan hoor, niks sal my ontbreek nie, want ek spreek lewe in my lewe. Ek spreek lewe in my kinders se lewe. Ek spreek lewe in my kleinkinders se lewe. Dis goeders wat ons moet doen daagliks in ons lewens. Daar word bevestig verder wat sy herder vir hom beteken en wat sy verder vir hom doen. Vers 2 en 3 sê, hy laat my neer en groen by velle en water, waar lus is lei in my leen. Hy verkoop my skiel. Hy lei my die spore van geregtigheid om sy naam. Weet jy wat? Hier's 'n verklikker hier binne in jou. Wat jou eintlik gereeld moet herinner en uitnooi na ware rus. Net voor ons hier gekom het ons gepraat. Mense is moeg vandag. Weet jy wat? Die herder neem jou na waters toe wat jy brood nodig het en wat jou dors kan stil. En ek kan vanoggend vir jou sê, my liewe suster, as jy nie gaan tot stilstand kom en rus uitroep in jou lewe nie, gaan jy dit nie maak tot ou bene nie. As jy nie gaan begin rus nie, gaan jy ophou lewe, sê ek vanoggend van jou. Jesus, jou herder, hy weet dit, en daarom wil hy jou siel verkoop met lewegewende waters. Lewegewende waters, wat dan sal uitborrel uit jou binneste uit, halleluja. Dit sal oorloop wees, want jy het lewe in jou, omdat jy by die regte plek kom, waar jy rus kan vind. Wanneer ons innerlike wêreld onstuimig is, wanneer omstandighede sleg is, en wanneer my anker losraak, dan word ons rus ontrug, my liewe suster, en die herder kom, en hy lei ons na 'n plek toe, waar jy weer gaan staan en sê, ek kan asemhaal, ek kan asemhaal, Here, dankie vir die rus in die omgewing, dankie dat ek in die teenwoordigheid kan ervaar, Here, ek kan weer asemhaal. Waar gaan jy weer rus? Waar gaan jy weer drink van die werklike lewe gee? Jy sien, uiterlike rus, waarborg nie innerlike rus nie. Jou liggaam vra dalk vanoggend, ek het 'n vakansie nodig. Maar weet jy, my liewe suster, wat vra jou hart vanoggend? Het jy al gedink wat jou hart vra vanoggend? Hy vra, waar is my herder? Waar is my herder? Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. Hulle hoor my, halleluja, want hulle is naby my. Ek gee vir hulle om, want hulle is by my. As jy hierdie vers vat en jy breek dit in 2 op, dan sê dit vir jou, die goeie herder ken ons. Hy ken jou vanoggend. Daardie die Here herder ken jou, halleluja. Mornay die Here ken jou. Jy is nie net 'n nommer nie. Hy ken jou en hy roep jou op die naam. Die tweede een is, as jy hom ken jy ook sy stem. Jy sal hoor wanneer hy praat. Ons ken hom, want ons is naby hom. En ons sal weet wanneer hy met ons praat. Kan ek vanoggend vir jou sê, luister so 'n bietjie fyner na die Here se stem, want hy is jou goeie herder. Volg hom. Maak al die ander bronne stil, wat uitroep na jou. Onderskei tussen duisternis en lig.
Want die Here sal spreek van vrede, die Here sal spreek van vreugde, die Here sal spreek van vergifnis, van veiligheid. En dit, my liewe suster, is wat ek en jy vandag nodig het. Ons het nie die warbel van die wêreld nodig nie, ons het Jesus nodig, die goeie herder nodig in ons lewe. Want dis die stem wat ek en jy moet hoor en ek en jy moet volg. En vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Al gebeur wat ook al, hoor mooi, al gebeur wat ook al, sal ek nie vrees nie, want my goeie herder is by my. Niks sal my skei van sy liefde nie, nie verdrukking nie, nie benoudheid nie, nie vervolging, honger of naaktheid nie, of gevaar of swart nie. Maar in hom is ek meer as oorwinnaar, halleluja. Sê net jy meer as oorwinnaar, ek is meer as oorwinnaar, halleluja. Vers 5 sê, U berei die tafel voor die aangesig teenoor my teestanders. Weet jy wat beteken dit? Reg in die middel van die chaos van die lewe waarin ons is, berei God vir jou 'n tafel teenoor jou teestanders, alles wat teen jou staan, en dan kom hy, en hy nooi jou na die tafel toe, en hy sê, ek ontvang jou soos 'n eregas, halleluja. Jy beteken my baie, hy vat jou in jou hand, en hy gaan sit op sy stoel langs jou neer, en hy sê, jy is myne, halleluja, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, jy is my eregas, halleluja. En God kom, en hy oorlaai jou, met sy wonderlike heerlikheid, halleluja, met sy hartlikheid, ek is lief vir jou, en hy kom, en hy sê, ek skenk jou 'n lewe van voorspoed en geluk. En dan kom Jesus, halleluja, en hy kom staan langs jou, en hy sit 'n kroon op jou kop, en hy sê, jy is vir my kosbaar, halleluja. Ag, wil jy nie net sê halleluja nie, prys die Here, jy is vir my kosbaar. Weet jy, alles wat God doen, doen hy vir jou en vir my. Hy hoef dit nie te doen nie, maar hy doen dit omdat hy lief is vir ons. En alles wat hy doen, my liewe suster, is tot voordeel van ons. Ek het nog nooit gehoor dat God iemand te nakom nie. Hy is altyd daar vir ons. Dan kom Dawid, en hy eindig met die woorde wat weer lewe spreek. Hy kom en hy verklaar kliphard, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly lente vandaan. Stel jy ons 'n bietjie voor, wat is God se goedheid? Wat is God se guns? Weet jy wat, waar jy gaan, wat jy doen, waar jy bly, God is in al sy goedheid by jou, halleluja. Hy is by jou, en hy is nie by jou nie, wat sê die Heilige Gees? Hy is binne in jou, halleluja, met al sy goedheid, en al sy guns is hy by jou, en hy is binne in jou, want sy goedheid, my liewe suster, oortref die lewe, en sy guns is tot jou voordeel, halleluja. Dit maak jou lewe vol. As dit in jou lewe is, sal jy nie gaan ander plekke soek nie. As dit in jou lewe is, sal jy nie dink, ek kort iets nie. Want God se goedheid en guns maak jou lewe vol. God se goedheid, sy guns is ryk aan inhoud. En beteken onder andere, God is ten gunste van jou. Weet jy dit? God is ten gunste van jou. En hy wil jou voorkeur behandeling gee. Hy sit jou dan aan sy tafel, hy plaas 'n kroon op jou kop. Hy wil jou bevorder. Hy wil jou seën. Ten spyte van wat buite aangaan, seën God sy kinders nog vandag, halleluja. En as jy nie geseën word nie, is jy nie God se kind nie. God sê dit in sy woord, ek seën hulle vir wie ek lief is. Die sleutel van God se guns oor jou lewe, wat dit oopsluit, is die verwagting dat God meer en kan in jou alledaagse lewe doen. Die wete dat jy bestem is vir die buitengewone, want ons is nie hier jy nie.
hier jy nie, ek is God se kind. Ek het bestem vir meer en vir beter dinge, halleluja. Ek is bestem vir die buitengewone, die mooi dinge wat God my wil gee. Maar dan kom 'n waarskuwing in Spreuke 4 vers 23 wat sê, bo alles wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat gaan in jou hart aan? Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. As jy dink, jy's 'n niks werd, dan sal jy 'n niks werd wees. As jy dink, dit gaan goed met my, omdat God in my lewe is, dan sal dit so wees. As jy dink, ek is 'n oorwinnaar, sal jy 'n oorwinnaar wees. As jy dink, ek is nommer 1, sal jy nommer 1 wees, halleluja. As jy dink, God is groot in my lewe, sal groot wees in jou lewe. Jou denke het ook groot krag, net soos wat jou woorde het. Want dit wat jy sal dink in jou hart, sal jy sê, God is goed, halleluja. God is vir my, wie kan teen my staan? Met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Ek sal nie vrees nie. Ek sal nie bang wees nie. Want God is by my. Kan ek jou vanoggend vra? Begin bietjie anders dink. Dink bietjie nie oor God se guns in jou lewe. En dan wil ek jou sê, bely dit elke dag in jou lewe. As jy wakker word, ek het die guns van God in my lewe. Nie om te brag nie, om dit te spreek. Daar's oortjies wat hoor. En as hulle dit hoor, gaan hulle hardloop. God is goed vir my. Die guns van God is oor my. Die guns van God is oor my kinders. Die guns van God is oor my kleinkinders. Die guns van God is oor my familie. Die guns van God is oor my broer en suster wat saam met my die Here dien. Sê dit uit. Preek dit. Spreek dit, halleluja. Want wanneer jy naby jou Herder leef, sal jy net meer en meer van sy goedheid en genade en liefdevolle goedhartigheid kry. Jy kan nie dink ek gaan al ver weg wees nie. Jy moet nader kom. 'n koortjie sê, staan 'n bietjie nader. Staan 'n bietjie nader. Die Here wil jou seën. Die Here wil die vensters van die hemel oor jou wyd oopmaak, halleluja. En dan stop hy en hy sê, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Beteken forever and ever sal ek in die huis van die Here wees. Nou, tydelik hier op aarde, al is ek die huis van die Here woon in my, saam met my boeties en sissies, maar eendag in die hemel tot in lengte van dae. Kom ons bid saam. Here is so goed vir ons. U is ons Herder Jesus en niks sal ons voorkom nie. U is ons Herder, ons sal nie vrees nie. Al gaan ons op deur moeilike omstandighede, Vader, al gaan ons deur die dood skade weer, sal ons nie vrees nie, want U is met ons. U bewaar ons, U beskerm ons. En ons weet, Here Jesus, omdat U goedheid en guns so groot is, U dit aan ons skenk mildelik in ons lewens. Ons moet net so 'n bietjie dit proklameer oor ons lewens, Here. En my gebed is vanoggend dat elkeen wat hier die woord hoor, bietjie meer sal sê, die guns van die Here is op my en my familie. Ek sal altyd geniet van alles hê. Ek sal niks ontbreek nie. Tot in lengte van dae. Ons dank U daarvoor, Here. Seën hierdie boodskap. Dat uitgedra sal word, dat ons nie net huis toe gaan vergeet nie, maar dat ons harte sal lewe kry. In die naam van Jesus. En ons sê vir U baie dankie vir 'n kosbare geleentheid om na U woord te luister. Amen.